bid saam. Ja Vader, dit is waar, soos ons nou gesing het, I need thee every hour. En Vader, hoe kan ons toch anders as 'n groep gelowiges by mekaar om net ja en amen te sê daarop, dat ons het U nodig. Ons het U nodig in hierdie uur nou. Vader, ons het U nodig in ons lewens, elke dag, elke uur, elke minuut, elke sekonde. Hoe kan ons toch sonder U, my Here? Hoe kan ons toch sonder U lewe? Hoe kan ons toch sonder U gehoor gee aan die invluistering van die Heilige Gees? Hoe kan ons toch sonder U, my Vader, groei? Hoe sal ons weet hoe om ons lewens in te rig om die vrug van die Gees te dra? Hoe sal ons weet wanneer om 'n gawe van God ten toon te stel, as U ons nie leer en as U ons nie lei nie? Ek loof en ek prys die heilige naam, Vader, want U is groot en heilig. En daarom dra ek ons samekoms nou aan U op. Ons skriflesing, ons oordenking daarvan, en ook ons gebed wat hiermee saamgaan, Here, en ons samesyn daarna, in die naam van Jesus ons Christus. Amen. Goed, ek hoop ons het minder krisisse vandag as verlede keer. Met die laas Sondag het 'n klomp goed nie gewerk nie. Wat het alles nie gewerk nie? Alles. Ek is so bly jy het opgelet. Dit het gewerk. Ek het ons die ouens se aandag moet vestig deur nie die goed reg te doen nie. Dis amazing. Maar van die battery wat nie lekker op die videokamera was nie, tot die battery op my foon om die voice note op te neem, tot die rekenaar wat die kabel wat nie opgetel het nie. Niks wou werk nie. Maar die Here was met ons. Amen. Amen. So vandag het ek natuurlik klaar 'n ander plan gemaak. Hier word nie hiervoor gefiddel met 'n rekenaar nie. Alles gebeur daar vanaf. So Cape Canaveral se stasie is gereed daar om stelling in te neem. En ek gaan vir ons vanoggend saam lees uit Lukas uit. Wat 'n interessante boek, Lukas. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, die 4 evangelies, ons ken dit so nie. Maar Lukas het nogal 'n baie interessante fokus, en ek weet nie of julle het al opgelet het nie, en julle sou dit iewers in julle Sondagskooldae geleer het, maar kom ek gaan so 'n bietjie van 'n recap doen van Lukas. Lukas is nie geskryf deur 'n disipel van die Here Jesus nie. Lukas is geskryf deur dieselfde Lukas wat ook Handelinge geskryf het, nê? En dis die Lukas wat saam met Paulus gewerk het. Lukas die geneesheer. So, dis nie een van Jesus se eie disipels wat dit geskryf het nie, maar Lukas, as 'n geneesheer, was hy gereken as 'n baie slim man van sy tyd. En hy sê vir ons daar in Lukas 1, sê hy baie pertinent, dat hy het die boek geskryf, nadat hy deeglike navorsing gedoen het, en deeglik die getuienisse, die ooggetuienisse van Jesus persoonlik besoek het, en by hulle gehoor het, wat het julle gesien en wat het julle ervaar, en dit kry ons in Lukas. Is dit nie interessant nie? So wanneer ons ook die skrif verdedig deur te sê, hierdie is nie net 'n boek wat ontstaan het nie, dan is Lukas een van die punte waarna ons altyd teruggaan en sê, weet jy wat, Lukas gee vir ons interessant die volledige geslagregister van Jesus weer. En Lukas sê baie duidelik, ek het nie hierdie storie opgemaak nie, ek het met mense gaan praat, ooggetuies, I have eyewitness accounts, en dis hoekom ek skryf wat ek skryf. En dan nou die aard van die saak is daar baie verwysings tussen Lukas, Matteus, Markus en Johannes, waar hulle met mekaar aanvul, want een beskrywing kry ons in Lukas, en dan dieselfde beskrywing, bietjie uit 'n ander invalshoek, en kry ons byvoorbeeld in Matteus, Markus of Johannes. So dit maak Lukas 'n baie interessante boek, word geskryf omtrent so 60 tot 80 na Christus,
Meeste kommentare sê, definitief voor die jaar 70 na Christus. Want wat het toe gebeur? Die tempel is verwoes. En in Lukas is daar geen teken daarvan dat hy praat van die tempel wat verwoes is nie. So dit waarskynlik net voor die jaar 70 of voor die verwoesting van die tempel in Jerusalem wat Lukas geskryf is. Maar dan hier in Lukas 17, ek wil net gou in die prentjie plaas hier. Wat gebeur hier in Lukas 17? In Lukas 17 word Jesus gevra, maar hoe sal dit wees in die laaste dae, wanneer die koninkryk van God aanbreek? En dan begin Jesus te praat, en hy sê, byvoorbeeld, hy sê die laaste dae sal wees, ook soos die dae voor Noag. En in die laaste dae, sal dit ook wees soos in die dae, tydens Sodom en Gomorra. Nee, interessant. En dan net so bietjie verder, nadat hy vertel rondom Sodom en Gomorra, dan sê Jesus, in die laaste tyd, hier by die swaai, wanneer die deur toe gaan swaai, verstaan ons nou, want ons kyk ons nou 'n bietjie later terug na die skrif, nee? Voordat die laaste dae aanbreek, dan gee Jesus hier 'n interessante beskrywing van wat ons ken in die kerk as die wegraping. Dit wat aan Paulus geopenbaar is, wat hy opgeneem het in 1 Tessalonisense 4 en in 1 Korintiërs 13 of 15, 1 Korintiërs 15, word daar gepraat van die wegraping. Met ander woorde, die tyd waar God se hand gaan oor die aarde kom en ons Jesus in die lig sal ontmoet. Ons word uitgered uit. Soos wat Noag gered is, hy wat vir God gevolg het, gered is uit die aarde uit deur op die boot te gaan. En soos wat Lot gered is uit Sodom en Gomorra uit, so sal daar 'n tyd aanbreek wat ons gered gaan word en Jesus ons gaan neem. Goed, dis die agtergrond. Maar die wegraping is nie my invalshoek nie. Noag is nie my invalshoek nie. My invalshoek vir oggend hier is die volgende, soos ons dit kry daar in Lukas 17 en ek het op die bord die gedeelte soos dit in die boodskapvertaling is, wat 'n bietjie 'n makliker vloei is. Ek persoonlik is nie verskriklik mal oor die boodskapvertaling nie, maar daar is sekere dele wat in die boodskapvertaling baie makliker op die tong is vir hedendaagse Afrikaans en ek wil dit graag met julle deel vanoggend. Lukas 17 vers 30. Dit sal presies net so gaan wanneer die seun van die mens terugkom. Dan sal daar nie vir mense tyd wees om te vlug nie. As jy op jou stoep sit, moenie eers gou in die huis ingaan om iets te vat nie. Dit gaan in elk geval nie help nie. En as jy buite op die lande werk, moenie eers terug gaan huis toe om skoon klere te gaan aantrek nie. Moet ook nie jou kosbare besittings gaan haal nie. Nee, gee pad. Vers 32. Onthou wat met Lot se vrou gebeur het. Toe sy teruggekyk het na haar stad, daardie dag, toe God dit vernietig het sy die plek in 'n soutpilaar verander. En dis 'n verwysing wat Jesus julle hier maak na Genesis wat opgeteken is vir ons in Genesis 19 vers 26. Op daardie dag wanneer die mens kom, sal dit te laat wees om gou met God te probeer vrede maak. Sorg dat julle lewe nou al in orde is. As julle God nou al dien, sal julle op daardie dag gered word. Maar as julle nou niks met hom te doen wil hê nie, sal julle op daardie dag veroordeel word. Kom ek lees ons daai selfde deel uit die Amplified uit. Die Amplified vers 28. En wat vir my so mooi is altyd as ek in die Amplified lees of die Red Letter Bible, die King James, is rooi beteken Jesus se eie woorde, né? Dis so asof ons 'n bietjie regop sit. Sê, wow, dis goed om die skrif te lees, maar as ek rooi letters sien, dis Jesus se eie woorde. It was the same as it was in the days of Lot. People were eating, they were drinking, they were buying, they were selling, they were planting, they were building. Carry on business as usual without regard for their sins.
But on the very day that Lot left Sodom, it rained fire and brimstone, burning sulfur from heaven and destroyed them all. It will be just the same on the day that the Son of Man is revealed. On that day, whoever is on the housetop with his belongings in the house must not come down and go inside to take them out. And likewise, whoever is in the field must not turn back. Remember what happened to Lot's wife. Whoever seeks to save his life will eventually lose it. And whoever loses his life in this world will keep it. Extra vers wat ek daar bygesit het. Wat gaan rondom commitment. Wat gaan oor ek dink ek wen my lewe, maar eintlik verloor ek iets anders. En lê die werklike wins daarin om my lewe te wen in Christus. Maar kom ons fokus op vers 32. Remember Lot's wife. Nou gaan ons aan na Genesis 19 toe, daar waar dit opgeteken is. So dit was in die tyd van die patriargale stelsel. Abraham is aangesê deur God trek van Ur af Kanaan toe. Word hierdie verhaal vir ons opgeteken waar sy swaar Lot in 'n stad woon, Sodom en Gomorra, of in die stede van Sodom en Gomorra. En ons dink altyd dis een plek, maar dit was nie een plek gewees nie. Daar's elders beskrywings in die skrif, in Jesegiel onder andere, waar daar vir ons gesê het, dit was Sodom en Gomorra, maar daar was ook kleiner dorpies om Sodom en Gomorra, wat almal dieselfde leefstyl gehad het, en dit het tot God gekom, dat hier ongelooflike dinge plaasvind, wat nie in God se plan vir die mens is nie. God is aan die woord, en dan word daar skielik verwys na Lord. En wanneer ons die woord Lord in die skrif aantref, Ou Testament, skrif aantref, hoofletter L, Lord, dan is dit altyd 'n verwysing na Jesus. Hier is Jesus operasioneel in die Ou Testament. In hierdie selfde deel word daar verwys na Lord, later klein letter L, wat 'n verwysing is na die engele wat hulle kom uitred het. So hier is die situasie, Abraham kom, en God sê vir Abraham, luister my maat, Sodom en Gomorra gaan verwyder word van die aardbol af. En interessant hoe Abraham met respek met God begin redeneer. Hy begin met God te praat en sê, ja, asseblief, as daar dalk net 50 regverdiges in Sodom en Gomorra is, sal u dalk net Sodom spaar. En dan antwoord God hom nie. Dan sê hy later, as daar dalk 45 is, sal u dalk Sodom spaar. Dan gaan hy verder. Kan jy glo hoeveel guts het die ou gehad? Hy sê later vir God, 40 asseblief, 30 asseblief, 20 asseblief, moet hulle net nie van die aardbol af verwyder nie. En hoeveel is toe in die einde gered? 4, wat toe later 3 was. God vernietig Sodom en Gomorra. Vers 26, en terwyl hulle toe nou so uittrek, gebeur dit wat Jesus na verwys. En sy vrou het agter hom omgekyk, en sy het 'n soutpilaar geword. Lot se vrou vlug, hulle vlug, Lot, sy vrou en 2 dogters, want die ander het hom nie geglo toe hulle gewaarsku het. Hy het op 'n stadium het Lot uitgegaan, en hy het sy skoonseuns gaan nader en sê, asseblief, God gaan die stad verwoes, kom saam met ons. Hulle het hom sê, ag, grappie. Hulle is daarmee heen. Net 4 word gered. Lot, sy vrou en die 2 dogters, saam met die 2 engele. En hier kyk Lot se vrou om, en sy word 'n soutpilaar. En Abraham is vroeg in die môre na die plek waar hy voor die aangesig van die Here gestaan het. Toe hy uitkyk oor Sodom en Gomorra en oor die hele land van die Jordaanstreek, sien hy dat die rook van die land optrek soos die rook van 'n smeltoond. En onderwyl God die stede van die Jordaanstreek verwoes, het God aan Abraham gedink en Lot uitgelei uit die omkering, toe hy die stede omgekeer het, waar Lot woonagtig was. Ek wil hê, julle oog moet dit vang.
dat Lot kyk om en sy word 'n soutpilaar. Maar tog staan Abraham net 'n rukkie later en hy kyk na dieselfde toneel en hy en God het interaksie met mekaar daaroor. Why? Hoekom? Sien, in die stad Sodom en Gomorra, die stede van rondom Sodom en Gomorra, was daar sexual immorality, pride and arrogance, sê Esegiel vir ons, neglect of the poor, ook volgens Esegiel, blatant wickedness, Genesis 13, cruelty, oppression and lawlessness, Genesis 16. Die boek Judas sê vir ons dieselfde. So al die dinge gebeur, Lot se vrou kyk om en sy verander in die soutpilaar. Abraham kom niks oor nie. Wat gebeur hier? Die geheim lê in die volgende. Wanneer ons kyk, en dis punt 1, remember Lot's wife, die woorde van Jesus, dan lê die geheim in daai woordjie wat daar gebruik word, omkyk. Die woordjie omkyk in Hebreëus, maar die kernwoord daar, atabet, het 'n spesifieke betekenis. Daai betekenis van atabet het 'n, jy kan nou maar sê 'n nuance, hy leun na een kant toe. Hy leun na die kant toe dat daar 'n verdere sleutel vir ons daarin is. En die sleutel wat daarin lê is dat atabet se gebruik is natabet word nabet gebruik daarvoor. En dit beteken a casual glance means to look attentively, to regard with intent or consideration. Lot het nie net gekyk of gesien, het nie al gedraai om te sien wat daar aangaan nie. Lot het daar gekyk vir ons hierdie beskrywing van die kernwoord nabat. It is used in passages where people look with longing consideration or turn their attention towards something deliberately. Sy het omgedraai om te sê, ek wil eintlik nie gaan nie. Dis wat eintlik daar gebeur het. Sy was uit Sodom uit, maar haar hart was nog in Sodom gewees. Wat 'n verskil. Abraham staan later, kyk, sy hart is nie in Sodom nie. Hy word nie die soutpilaar nie. Lot word die soutpilaar. Terug na Jesus se woorde. Wat sê Jesus vir ons daar? Wat Jesus daar sê, en dan gaan hy 'n bietjie verder aan, en dan is daar 'n baie interessante ding wat Jesus sê, is, wanneer ons kies om hom te volg, moet daar nie by ons 'n posture wees van, ek wil nog so 'n bietjie dit nie. Ek wil nog so 'n bietjie dat nie. Die kospotte van Egipte was dan fantasties geweest. Dit is nie hoe 'n kind van God se ingesteldheid moet wees nie. Ons moet nie Jesus volg met 'n ingesteldheid van I still long to the old days nie. Hoe is dit dan met jou hart? Die oorspronklike woorde waar Jesus sê, dink aan Lot se vrou, waarsku hy ons om nie 'n verdeelde hart te hê nie. Ek kan nie 'n verdeelde hart hê nie. Met ander woorde, ek kan nie met my een voet in die wêreld staan en met my ander voet in die koninkryk wil funksioneer nie. Daai dinge werk net nie. Die hinkering en die verlange wat Lot se vrou gehad het na Sodom en Gomorra het veroorsaak dat sy in 'n time capsule, kan jy amper sê, vasgevang is. As ek jou nou na die plek moet vat waar dit gebeur het, en volgens Wyatt, ek kan nou nie die man se naam onthou nie, een van die argeologe in die 80er jare, het hulle gesê, hulle het die terrein gevind,
waar Sodom en Gomorra sou moes gewees het. Niks groei daar nie. Absoluut niks nie. Niks nie. En die soutpilaar is steeds daar. Met ander woorde, Lot se vrou is steeds daar, vasgevang in 'n soutpilaar. 'n Time capsule, kan jy amper sê. En wat gebeur met my en jou lewe? Dat wanneer ek sê, dit lyk vir my nogal heel okay om 'n gelowige te wees. Maar as ek nie 'n werklike breek maak met my sondige natuur en 'n werklike besluit maak om Jesus alleen te vestig nie, begin jou wiele eintlik te spin. Nie waar nie? En dit is hoekom ek dink daar by baie van ons gelowiges baie keer 'n periode is wat jy sê, maar weet jy wat, ek kom net geen tree vorentoe nie. Ek wil julle gou vra, wat sien julle hier? Daar ook gaan die Tour de France wen, hè? Of hy gaan die August wen. En nie, jy wat nou 'n kranige fietsryer is, hè? Daai perd, soos hy daar vir homself voorberei, gaan hy iewers kom. Hy gaan fiks word, hè? Hy gaan fiks word. Maar hy weet niks van die pad wat hy op gaan wees nie. Hy het geen gevoel van hoe dit is daar buite nie. Hy spin net. Hierdie ou spin. Kyk, die sweet sal perel op hom. En gebeur dit nie dikwels met ons ook nie. Ek weet, ek was self daar gewees. Dat ek is op die fiets. Ja, ek is in die kerk. Ek woon alles by wat ek kan bywoon. Maar ek slaan nie die teer nie. Die tekkie slaan nooit die teer nie. Want ek is so besig met my ander goedjies nog, en ek hou so vas aan die wêreldse dinge, dat ek kom net nooit weg nie. Ek vorder nie geestelik nie. Ek spin die hele tyd, ek is in die time capsule vasgevang, soos Lot se vrou. Jy hunker na dinge, jy wil al die dinge van die wêreld hê, elke voordeel van die wêreld nog steeds hê, maar ek wil ook vir Jesus volg. Ek is nie bereid om te sê, ek los alles agter my en ek volg Jesus alleen. Ons spin. En seker ons grootste uitdaging is om onsself by die punt te kry van om te verstaan dat ek van tyd tot tyd gaan spin. Wanneer my prioriteite nie 100% in lyn is met wat God vir my beplan in my lewe nou nie. Ek spin. En weet jy die voordeel van 'n bejaarde omgewing soos ons hier? Nee, buiten jy nou. Ek weet, goed, jy is glad nie betrokke nie. In die volgende stelling is Marie glad nie betrokke nie. Maar interessant dat God mense op hulle ou dag gebruik. Nie vir jou. Abraham was in 90. Toe word Isak gebore. As 'n man met besittings is hy uit die land uit weggelei. Joshua was 80 toe hulle oor die Jordaan getrek het. God gebruik mense in gevorderde lewens. Arme Noag was 600 jaar oud toe hy begin werk het aan die ark. 600 jaar oud. En het hom 120 jaar gevat om die ark te bou. Ek meen, dit gee jou 'n totaal ander blik daarop, dat op watter stadium in my lewe kan ek deur God geaktiveer word, wanneer ek kies om net vir sy saak te gaan. Wanneer ek kies om nie meer te spin nie. Wanneer ek sê, die wêreldse dinge is verby, dit wat my vasgehou het, dit wat vir my lekker was, dit wat vir my lekker gelyk het, kan ek een kant sit, wegsit agter my en fokus net op dit wat voor my is. Ons lees in Kolossense 3, dat jy moet eintlik geen plan B hê nie. Wanneer jy jou commitment teenoor die Here Jesus Christus gemaak het, is dit verby met 'n plan B. Commit, kyk voor jou, moenie hou kan dat dit wat agter jou is nie. Ons lees in Kolossense 3 vers 1 tot 2. Onthou dit altyd. Toe julle Christene geword het,
het julle saam met Christus 'n nuwe lewe gekry. Tree asseblief nou op soos mense wat saam en vir die Here leef. Saam en vir die Here. Saam met die Here, vir die Here. Julle moet al meer so leef dat Jesus daarmee tevrede sal wees. Onthou, hy is die een met die mag. Ja. Daai is 'n saak wat elkeen van ons vir onsself moet uitklaar. Wie het mag oor jou? Vra jou vanoggend, wie het mag oor jou? Is dit jou man? Is dit jou vrou? Is dit jou bankrekening? Is dit jou besittings? Is dit jou leefstyl? Wie het mag oor jou? Dit moet Jesus wees. Hy sit op die oomblik op die ereplek langs God, self in die hemel. Dis waar Jesus is. Hy het die mag oor my. Moenie toelaat dat dinge wat nie vir Jesus belangrik is nie, vir julle te belangrik word nie. Ek praat van tydelike, aardse dinge, waarmee julle partymaal so kan besig hou. Besteed liewer al julle tyd aan dinge wat vir Jesus belangrik is. Dink daaroor na, praat daaroor en doen dit. Vers 3. Onthou julle waardes het verander. Onthou, julle waardes het verander toe julle Christene geword het. Julle ou belangstellings en lewenstyl is dood en begrawe. Julle het 'n nuwe lewe gekry. Dit waarborg God vir julle. Wat 'n mooi demonstrasie van dit? Ons het al daaroor gepraat. 'n Mooi demonstrasie van my ou lewe wat begrawe is die doop. Die doop van die gelowige is meer as net water. Dit is 'n demonstrasie dat ek gaan die water in, ou mens, en ek het gekies en ek kom die water uit, nuwe mens. Die doop van die gelowige is 'n demonstrasie daarvan dat ek my ou lewe begrawe het. Vers 4, Christus gee julle daardie nuwe lewe. Wanneer Christus eendag weer kom, sal julle almal by hom kan gaan staan as mense wat hy lewend gemaak het. Halleluja. Almal sal julle saam met hom sien. Dan sal hulle ook sien hoe belangrik julle regtig vir God is. Ek wil jou vra, dis nou een ding om terug te kyk. En ek dink ons verstaan dit, nee. Ons as gelowiges verstaan dat ek moenie terugkyk nie. Ek moenie terugkyk en 'n begeerte hê na dit wat agter is nie. En ek moet myself in check hou. Glo my, jy gaan versoek word. Glo my dat daar dinge op jou pad gaan kom om jou konstant terug te trek na daai een of twee dinge wat in jou mondering is, waarmee jy kwesbaar is. Ons elkeen het een of twee dingetjies, nee, waar die duiwel jou konstant oorpotjie. Een of twee dingetjies waar jy self toelaat dat jy jou momentum in Christus verloor. Jy's lekker op die pad besig en aan die volgende oomblik, dan spin die wiele net. Gaan ek soos daai ander ou vinnig na nêrens nie. Jy het een of twee dingetjies in jou mondering wat jy weet jou elke keer kniehalter daarvan om te groei. Dis een ding om daarvan af weg te kom, maar ek wil jou motiveer vandag. Dat as dit vir jou nie so belangrik is oor dit vanaf weg te kom nie, of jy klaar gedeel met goeders om weg te kom, kyk tog 'n bietjie na dit waartoe jy op pad is. Want daai ou op daai fiets wat so lekker getrap het, gaan een of ander stadium wanneer hy fiks is, en wanneer hy soos Henny hulle kan rondry op die paaie, gaan hy die pad slaan wat God vir hom uitgelê het, en gaan hy aan die resies van die lewe deelneem. Waartoe is ons op pad? Ons is op pad na die ewige teenwoordigheid van God toe. Ek en jy is op pad na die ewige lewe toe. Die ewige lewe. Wat gaan daar gebeur? Net 'n paar goedjies julle. Ons gaan 'n verheerlikte liggaam kry. Die minuut wanneer Jesus kom om ons te ontmoet, dan ontvang ons 'n verheerlikte liggaam. Ons gaan vry wees van sonde. Ons gaan vry wees van die dood. Die tweede dood waardeur elkeen sou gegaan het, gaan ons nie tref nie. Die tweede dood, die wat nie in Christus is nie, gaan die tweede dood nie maak nie.
Ek en jy gaan dit maak. Ons gaan 'n nuwe tuiste hê, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Eternal joy and worship, security and identity in Christ. That will be our gain. Eternal fellowship with God. What's that one thing? Wat's daai een ding? Daai een ding wat ek wil hê wat jy vandag vir jou moet onthou, is moenie terugkyk na jou sondige bestaan nie, maar maak soos Paulus gesê het, ek strek my uit na die hoë roeping van God. Ek strek my uit. Hy betree nie net die hoë roeping van God nie, hy strek hom uit. Aan die ander woorde, ek gryp daarna, ek vat dit aan. Ek doen moeite. Daar's 'n aksie wanneer ek uitstrek na die hoë roeping in God. Filippense 3:14. Paulus is aan die woord en hy sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Jesus Christus. Stretch myself out to win. Kom ons trek ons uit. Kom ons gryp elke geleentheid aan om my redding in Christus vas te maak, sodat ek nie terugkyk nie, dat ek nie verval daarin om te spin en net nooit vorentoe kom nie, en ek strek myself uit. Strek beteken ek doen moeite daarmee. Ek doen moeite met my geestelike groei. Dis moeite vir 'n atleet om fiks te word. Ons het op 'n stadium gepraat oor geestelike fiksheid. Henny gaan nooit die Agus wen as hy nie oefen nie. Nooit nie. Jonathan dink hy gaan die Agus wen as hy nie oefen nie. Maar die surprise is, om die resies te wen, moet jy oefen. As ek dan nou hierdie wedstryd, soos die prentjie dit suggereer daar op die skerm, as ek dan nou wil wen in hierdie wedloop, dan moet ek oefen. Jy moet oefen om te bid. Jy moet oefen om die skrif te lees. Want in die skrif verstaan ek wat geskrywe is. Kry ek 'n begrip van God. Ek is besig daarmee. Ek is aan die oefen. Ek spandeer tyd en energie soos 'n atleet op die veld sodat ek oefen en fiks word, geestelik fiks word. Want wanneer ek geestelik fiks is, dan kan ek aan die wedstryd deelneem. Ek sluit daarmee af. Mag die Here ons seën wanneer ons voorberei. Mag die Here ons seën wanneer ons vorentoe kyk. Mag die Here ons seën, elkeen van ons seën, sodat wanneer die basuine blaas, is daar 'n klomp bekende gesigte en ons is deel daarvan. Ons is deel daarvan om mekaar in die teenwoordigheid van God te sien en te herken. Amen. Amen. Hemelse Vader, dankie vir u woord. Dankie dat u u woord by mekaar gesit het. Dankie Here Jesus dat u self die skrif geken het en soos wat Lukas het vir ons hier vasgevang het, dat u verwys het na die geskiedenis toe duisende jare voor dit. Het u dit gaan raakvat en by mekaar gebring dat ons gaan verstaan dat u ons lief het. En omdat u ons lief het, wil u ons uitred. Omdat u ons lief het, wil u hê dat ons die ou dinge moet agterlaat. Omdat u ons lief het, Here Jesus, wil u hê dat ons onsself moet uitstrek om daardie roeping in u vas te maak. Dankie dat u dit vandag onderstreep weer in ons lewens. Dankie dat u ons kom herinner daaraan. Dankie dat ons in 'n omgewing kan wees waar ons onder die geklank van die woord van God kan kom. Maar Here, nie net vir ons eie doel nie, nie net vir ons eie groei nie, maar om aan u die lof en die eer te bring. En daarom loof en prys ek u heilige naam, my Vader. U is groot en u is almagtig. U is die Heer van die Here. U is die koning van die konings.
laat u naam oor ons geheilig word. Amen. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle oppas. Die Here sal met deernis na julle kyk en baie goed wees vir julle. Die Here sal julle gebede beantwoord en aan julle vrede gee. Amen. Amen.